Goeiemôre. Ja, dit is waarlik 1 Julie 2026 en ek sit hier in 'n buitekant ons huis en dit is so sagte mistigheid. Nie heeltemal mistig en alles weg nie, maar alles lyk so, jy weet, so amper weg. So dit is 'n interessante atmosfeer hier buitekant vanoggend. Maar kom ons kom terug na die doel waarvoor ek hier sit en dit is om 'n volgende Psalm te bekyk en vandag Psalm 28. Dankie Hemelse Vader dat ek dit wat ek nou hier gaan opneem asseblief net voor U kan neersit. Ek bid dat U deur die krag, U krag kom en dat U dit self deur my kom doen. Vader, mag ek absoluut verdwyn en U woorde en U karakter en alles wat U wil, dat almal van ons myself inkluis, vanmôre sal verstaan van hierdie Psalm 28, dat U dit self aan ons kom openbaar. Kom deur die krag van U Gees, Vader, en kom spreek tot elkeen wat ooit na hierdie boodskap sal luister. Dit vra ek in die naam van Yeshua. Amen. Ja, Psalm 28. Dis 'n Psalm van Dawid. En ek lees dit graag vandag uit die Message vertaling. The Lord is my strength and my shield. Stop net gou. Onthou koning Dawid was 'n soldaat. En 'n soldaat sou waaragtig nie oorlog toe gegaan het sonder 'n skild nie. En koning Dawid sou presies geweet het wat sy skild vir hom werd is en hoe hy dit moet gebruik. So dat hy dan hier sê, the Lord is my strength and my shield. Elkeen van ons moet 'n bietjie self gaan sit en dink daaroor. Wat beteken dit? Kon dit beteken dit vir koning Dawid, maar wat beteken dit vir my en jou? Waar is ek en jy op hierdie stadium in ons lewe en in hoe mate, op watter manier het ek en jy vandag 'n skild nodig om ons te beskerm, om ons te laat veilig voel. Teen wat? Hy is jou skild. A Psalm of David. Don't turn a deaf ear when I call you, God. If all I get from you is deafening silence, I'd be better off in the black hole. Wow. Hoor hoe vertaal die Message vertaling dit. If all I get from you is deafening silence, I'd better be off in the black hole. Wat 'n stelling. Mens wonder dadelik, wat is so erg? Wat is dit wat koning Dawid in hierdie gat laat beland het? En ook, het ons as mense die reg om so met God ons Vader te praat? Of wys dit juis hierdie woorde, juis hoe moedeloos koning Dawid was toe hy dit gespreek het en selfs neergeskryf het? Mag ek en jy ook in soveel eerlikheid voor ons Vader kom stil word. Hy was in 'n gat en hy het net een manier uitgeken en dit is die verlossing van sy Vader. Wat maak ek en jy wanneer ons in so 'n gat beland? Mag ons asseblief eerlik wees met onsself oor hierdie saak. Koning Dawid gaan verder in vers 2. I'm letting you know what I need. Calling out for help and lifting my arms toward your inner sanctum. Hulp, weet koning Dawid, kan net van een afkom. Daarom is dit die een na wie toe hy uitroep. And lifting my arms toward your inner sanctum. 'n Sanctum is 'n heiligdom. Is dit wat ek en jy ook eers te doen as ons in die moeilikheid beland om regtig sy heiligheid in sy heilige woning om aan te roep? Koning Dawid gaan verder in vers 3. Don't shove me into the same cell with those crooks, with those who are full-time employees of evil. Beleef koning Dawid dalk iets soos verwerping?
Hoor hoe beskryf hy hierdie ander ouens? En hy wil nie daar wees nie. Vers 4. They talk a good line of peace. Then moonlight for the devil. Pay them back for what they've done, for how bad they've been. Pay them back for their long hours in devil's workshop. Then cap it up with a huge bonus. Sou dit die ouens wees wat koning Dawid dalk in 'n gat laat beland het en hy weet hoe evil hulle is? En nou gee hy hulle terug vir Vader, dat hy hulle evil sal aanspreek. Vers 5. Because they have no idea how God works, or what he is up to. God will smash them to smithereens and walk away from the ruins. Sjoe, ken ek en jy ook sulke mense? En wat maak ons daarmee? Beklei ons dalk self. Maar dan kom koning Dawid met 'n kosbare afsluiting van hierdie psalm. Nes asof hy hom bedink. Hier het hy nou, of hier het ek nou, dis nou koning Dawid wat dink, hier het ek nou my hart uitgepraat. Ek weet, my God het geluister, en ek weet hy sal antwoord. Dit is koning Dawid sy gesindheid. Hy het gepraat, hy weet, sy Vader hoor, en hy weet, hy sal antwoord. Daarom sluit hy af, vers 6. Blessed be God, he heard my praying, vers 7. He proved he's on my side. I've thrown my lot in with him. Now I'm jumping for joy and shouting and singing my thanks to him. Hoor wat sê hy? He proved he's on my side. Hoe het hy dit bewys? Is dit in geloof wat koning Dawid dit ontvang het? Is my en jou geloof ook so sterk, maak nie saak in watter situasie ons is, dat ons weet, God ken my situasie. Hy weet presies wat ek beleef. Hy weet hoe my uitkoms lyk. En ek moet net op hom wag daarvoor. Kry ek en jy reg om dit te doen. Vers 8. God is all strength for his people. Ample refuge for his chosen leader. Save your people and bless your heritage. Care for them. Carry them like a good shepherd. En dit het koning Dawid goed verstaan. Hy het presies geweet hoeveel lammetjies hy al op sy nek rondgedra het, wat nie self kon nie. Dit is waarom hy dit vra. Save your people and bless your heritage. Care for them. Carry them like a good shepherd. Dit is wie ons Vader ook vir ons is. 'n goddelike herder. Beste leier ooit. Verlosser, voorsiener, ons hulp, ons raadsman. Gaan na hom met alles in jou. En terwyl ons na hom toe gaan, onthou, hy weet alles. Ons kan niks vir hom wegsteek nie, daarom, wees altyd eerlik. Hy weet in elk geval alles. Daar's net mooi niks wat ons vir hom kan wegsteek nie. Hoe heerlik om te weet. Ons kan net maar kom en wees. Want hy weet alles. Dankie Vader. Dankie dat daar niks van ons is wat U nie weet, nie verstaan. En al hierdie geite wat ons so kan onderkry. O Vader, ek glo elkeen van ons sit met goeters wat ons katarsa, wat ons regtig nie 'n antwoord voor het nie. Wat ons nie die oplossing voor het nie. Maar U weet alles. Dankie Vader, dat niks vir U verborge is nie. Dankie dat elkeen van ons vanoggend net kan weet, U ken my pad, U ken ook my pad uit. Help ons om te wag op U tyd. Help ons om te verwag op U antwoord. En om te wag tot U die deur oopmaak. En tot U dit doen, Vader, dat ons waaragtig sal sit in geloof, met vreugde en blydskap, omdat ons weet,
U is groter as ons moeilikheid. En U sal ons hieruit lei. U sal, want U kan, net U kan. Ons eer U daarvoor, Vader. Dankie, halleluja. Amen.